plan is vir ons vorentoe. Ons eer U, Here, omdat U van 40 jaar gelede af 'n roeping op Moreletta Kerk gesit het, Here, om te sê, gaan en wees die lig vir my mense. Dankie dat U gesê het, Here, U sal ons God wees en ons sal U volk wees. Here, mag ons U naam verheerlik ook deur hierdie erediens. Mag ons U naam verheerlik vir die toekoms en elke jaar wat kom, dat ons herinner sal wees dat U 'n groot God is. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem. Ons gaan nou geleentheid gee vir offergawe. Julle weet, soos wat 'n mens verjaar, mens kom op 'n sekere tyd waar mens nou nie eintlik meer verjaarsdag wil vier nie. Maar om 'n kerk se verjaarsdag te vier, is eintlik 'n getuienis van die goedheid van die Here. En dan bring ons dit wat ons het vir die Here, om vir hom dankie te sê. Dit is in elk geval syne wat ons terugbring na hom toe. So die Zapper-kode gaan op die skerm verskyn. Jy gaan geleentheid hê om nou ook jou offergawe vir die Here te bring. Dalk is dit wat jy vandag gedoen het om jouself kerk toe te bring. En as dit alles wat jy vandag kan gee, is dit ook goed. Maar dis nie net finansies wat ons na die Here toe bring nie. Dis ook jou gawes, jou talente, jou teenwoordigheid. En mag die Here ook in hierdie 41ste jaar ook op jou hart druk wat dit is wat hy vir jou kom toerus het mee, sodat jy kan gee. Julle weet daar is kluise by die deure, so as jy kontant gebring het, kan jy die kontant daar ingooi as die erediens klaar is, of daar so as die Zapper-kodes, as jy nie op die skerm regkom nie, ook agter die stoele. Julle is welkom om dan nou ook julle offergawes te gee. Here, en so vra ons U seën oor elke een wat iets gebring het. En soos julle weet, vier ons alles wat nuut is ook, mense wat bygevoeg word tot die Here se koninkryk, en so het ons ook nuwe lidmate wat bygevoeg word elke dag. Ons het hierna 'n nuwe lidmaatkuier waar ons oor die 130 mense kon uitnooi om na die nuwe lidmaatkuier toe te kom. Die Here is inderdaad groot. En wat 'n voorreg om dan nou ook elke liewe fase en roetemerker van ons geloofsfamilie te kan vier. So vanaand tydens die aanddiens het ons 'n spesiale moment waar ons al ons matrieks gaan uitstuur en net sê ons as gemeente staan bankvas agter julle en ons bid vir julle. So as jy vanaand hier kan wees, kom saam en dan vier ons saam hierdie matrieks wat 'n nuwe lewensfase intree. Ja, so as jy besluit om 'n nuwe fase Moreletta Kerk jou tuise te maak, as jy nuut is, jy is welkom om saam met ons by die nuwe lidmaatkuier ook deel te wees. Soos wat julle nou gehoor het by Wiandrey, daar's verskillende fases en seisoene en Moreletta Kerk is daar vir almal. En ons het ook nog 'n seisoen en dis Goue Kruik. Dit is ons bediening vir senior lidmate wat die 6de Augustus weer 'n funksie het. Dis R85 verversings ingesluit en ons het 'n boereorkes wat vir ons gaan kom optree. Ek sien Tannie Cecilia is baie opgewonde want sy gaan balke toe, daar gaan stof opgeskop word daarso. So asseblief kom, as jy weet van iemand, doen julle besprekings asseblief by Rita. Haar nommer is ook op die skerm of julle kan sommer net die kerkkantoor kontak. Nog 'n absolute hoogtepunt in ons kerk se jaarlikse kalender is ons Afrikaans, ons erfenisdiens wat hierdie jaar die 2de Augustus is. Julle, dis regtig 'n geleentheid wat jy nie mag misloop nie. So kom die 2de Augustus, trek jou beste Suid-Afrikaanse pakkie aan en dan iets waaroor ek baie opgewonde is.
Ons gaan vir die heel eerste keer, na afloop van die diens, 'n braaibroodjie kompetisie hou. Kan ek sien, is hier enige braaibroodjie boffins in die huis? Want julle moet asseblief 'n resep gereed kry, skryf in, want hier's 'n ongelooflike prys op die spel. Ian, kom ons ontbloot dit. Hier is 'n, andersom, hier's 'n fantastiese voorskoot en bragging rights vir die heel eerste braaibroodjie kampioen. So ons nooi jou uit en kom ons kyk so bietjie. Ek hoop julle is gereed. Jy gaan ook 'n geleentheid kry om dit bietjie te proe. So as jy dit nie kan maak nie, dan kan jy inskryf om dit te proe. Maar kom ons kyk bietjie wat ons als beplan vir hierdie spesiale dag. Okay, hier, nee, is dan nou 'n stasie wat ons gaan die kos gaan verkoop. So lekker hamburgers, boerewortel, Afrikaans, pannetjie. Ooh, ja, dit is lekker dan. Dit klink baie lekker. Yes. Dan, So tydens die diens kom Babelela. dis wel wel ja. Dis daai pers mannetjie wat ons altyd die boeke van gelees het. Ah, die sluit ene. Ja. En daar kom 'n spesiale gas wat balloon animals vir die kinders gaan skop. Dieselfde ou van Holiday Club. Hy's amazing. Hy was great. Hulle gaan dit laat. Gaan hy Babelela ook aanraak. Ons kan hom vra. En dan ek dink ons het iets gesê oor rugbypale ook. Ja, lekker speletjies. Ek sien julle klaai julle rugbytreye aan in any case. So. Alright, en dit gaan nou hier rond wees. Ja. Waar dink jy sal die beste lig wees vir die fotootjies wat ons wil neersit? Ek het daarvan gehou laas jaar wat ons die voor gedoen het, want die lig van hier af is baie nice. En dan moet ons daai baie cool speech bubbles op. Nee, Ja, serieus. Ja, maar onthou jy laas jaar was dit op 'n stokkie hierdie jaar sit teen die bordlisse. Leiers is gaan by die huis. Ja, dis oulik, dis oulik. julle en dan die hoogtepunt. Braaibroodjie kompetisie. Lekker en ons gaan dit hier doen. So 'n klomp tafels, braaiers. Wie maak die vuur? Ons. Ja, ons maak die vuur. Ons maak die Ja. vuur. Jy bring jou gunsteling braaibroodjie resep en dan is daar 'n prys vir die heel eerste braaibroodjie boffin. Ooh, Love it. okay, dis alles great, maar is nog nie so 'n ekstra element dat so swaar is nie. Ek Het 'n baie goeie idee. Okay. Wat as ons 'n massive ballon kry van Rian Kruiwagen? Maybe te ver. Ek so bietjie. ek droom groot. So baie wat gebeur, want ons jou wil uitnooi. Goeiemôre almal, gaan dit goed met julle? Is julle reg? Dankie dat jy saam met ons die Here kom aanbid. En met al die ander goed wat aan die gang is, kom ons fokus op die woord van die Here. So kom ons word stil. Kom ons gee net 'n oomblik dat jy daar jouself ook stem, want ons weet met watter erns ons met die woord van die Here moet omgaan. So kom ons word stil. Heilige Gees, al wat ons eintlik kan vra is, spreek Heer, want u dienaars luister. Al waarna ons eintlik kan smag, is dat u woord in ons harte sal weer klink. En dat die woord ons sal rig en ons sal lei. Want Here, dankie vir die voorreg dat ons net weer kan besef dat as ons met u te doen het en met die woord te doen het, dan is dit 'n ernstige saak. Dis ernstig as dit kom by 'n saak van ewige lewe of ewige dood. Kom breek u woord vir ons elkeen. Amen. Ek wil vanoggend begin deur vir jou te vra, as jy weet dat vandag jou laaste dag op aarde gaan wees, watter woorde gaan jy vir mense sê? So as jy weet, jy het nog een kans om vir jou man of jou vrou, of jou kinders, of jou geliefdes, 'n laaste stuk wysheid of raad of woorde te gee oor wat die essensie van die lewe is, wat gaan jy vir hulle sê? Laat ons hoor.
Iemand wat braaf genoeg is om iets te sê. Jesus het vir jou sonde gesterf en aan die kruis neem hom aan as jou verlosser. Nog iemand? Daar's 'n hand. Jou laaste woorde. Jy het 1 of 2 sinne. Wat gaan jy sê? Ek dink aan 'n mens se sterwensuur. Mens sal nie weet hoe dit sal wees nie. Ek dink my woorde sal wees, as ek swak is ek sterk in die Here, dat hy my daardeur sal dra. Amen. Amen. Nog iemand? Hansie. Toen PC, ek dink onmiddellik toe jy die vraag vra, wat sal my kinders sê? En ek dink, as ek dit vir hulle gaan vra, dan sal hulle onmiddellik sê, soos een man, ek dink, my pa gaan sê, waar is my bril? Die ander ding is, ek dink, as ek dit hier by die werk moet vra vir my personeel wat saam my werk, dan gaan hulle 10 teenoor soos een man antwoord om te sê, Hansie gaan sê, dit is nie volgens die SANS regulasies nie. So, maar ek dink, as ek dink wat ek gaan sê, dan is dit vir my moeilik in die sin, want ek weet, ek sal vir my kinders een ding vra, en dit is, maak seker, dat julle aansluit by 'n omgeegroep, by 'n groep wat julle kan ondersteun, en beslis waar jy ook ander mense kan ondersteun. Want dit is die manier wat jy kan gaan om te gaan disippels maak. As jy dit nie doen nie, gaan jy vrek baie mis. En ek dink, dan sal ek ook sê, my hart sing van hoe groot is ons God. Amen. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap, maar ek dink ons nog 'n hand vinnig. Kom ons gee so lank 'n handeklap, maar daar's ook nog 'n hand. Hier's nou 'n klomp hande. Ons gaan probeer om vir almal kans te gee. Ek gaan huis toe. Jesus is die waarheid en die weg. As jy hom ken, sien ek julle later. Daar's hy. Jesus is die weg. Julle, ek hoop jy hoor vanoggend iets en ek hoop jy staan stil by gedagtes van wat is die belangrikste? Dink jy as jy 'n sin of 2 oor het, gaan jy met mense praat oor die weer? Nee. As jy 'n sin of 3 oor het en jy weet dit is die kern van die lewe, gaan dit tog gewig dra. Dit gaan tog belangrike woorde wees. En nie een van ons weet wanneer daai dag gaan wees nie. Nie een van ons weet wanneer ons die plek wat die Here vir ons gaan voorberei het, gaan inneem in ons ewige woning eendag en van ewigheid tot ewigheid by hom in die hemel wees nie. Maar dit moet tog vir ons 'n stuk gravitas, 'n stuk intentionaliteit en 'n stuk erns gee aan hoe ek my lewe leef. Dat jy ook soos Paulus kan sê dat ek het my hele lewe uitgegiet as 'n offer vir die Here. Daai laaste woorde, die laaste oomblikke is tog die dele wat jy weet, ek moet nou die belangrikste sê. Ek moet nou die belangrikste goed, wysheid wat ek miskien mag hê in my menslike wysheid, moet ek vir iemand kan oordra. En nou is die vraag, wat dink jy was Jesus se gravitas woorde? Wat was sy belangrikste woorde wat hy gegee het? Toe hy geweet het, hy gaan opvaar na die hemel, en hy gaan een kans nog hê om op aarde met sy disippels te praat, of met mense te praat, wat dink jy was sy antwoord gewees? Wat het hy vir mense gesê? As jy die erns besef van daai laaste woorde, dan kom jy agter dit moes tog vir Jesus baie belangrik gewees het. Dit moes tog gewees het dat hy, as hy enigiets kon gesê het voordat hy opvaar na die hemel en hy kies om daai woorde te sê, dink vir 'n oomblik hoe belangrik dit vir hom moet wees. Die belangrikste woorde. En daai woorde, interessant genoeg, julle almal ken die laaste verhale van Jesus se kruisiging, wat gebeur het toe hy vir die Joodse raad was, wat gebeur het met Pontius Pilatus en toe hy oorgelewer is aan die kruis.
En die woorde wat hy self aan die kruis ook gesê het, is gewigtige woorde. Dis belangrike woorde. Maar ons het die voorreg om nou in retrospect te sien dat dit was nie die laaste woorde wat hy toe gesê het, toe hy op aarde was nie. So julle weet dat Jesus is gekruisig, hy het gesterf, hy het ter helle neergedaal, hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, en toe verskyn hy weer aan mense. Toe begin hy weer aan groepe mense verskyn. En dis asof Jesus nie net vir hulle wil bewys dat hy fisies opgestaan het nie. Dis nie net die Thomas oomblik waar hy sê, kom kyk in my hande en kom kyk in my sy, want ek het opgestaan, ek is gekruisig en ek het opgestaan nie. Die laaste woorde kom in elkeen van die evangelies aan die einde voor. En dis die woorde waar ek met jou wil praat. Die laaste woorde is die woorde wat ego in elkeen van die evangelies. So elkeen van die evangelieskrywers het as Jesus se laaste woorde hierdie opgeskryf. En dis die kern, dis die essensie. Ek herinner jou aan daai laaste woorde in Matteus. Jesus gee sy finale opdrag aan sy disippels. Daai woorde waarmee ek los ek julle, Matteus 28. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het volle mag oor hemel en aarde aan my toe vertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam, wat ek aan julle opgedra het, en weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreld geskiedenis. Die manier hoe Matteus die evangelie skryf, is hy beeld die beloofde koning die hele tyd uit. So die manier hoe Matteus se kop werk en die manier hoe hy neerskryf is, dis 'n koning, Jesus is die koning van alle konings, en hierdie koning van alle konings sê vir sy onderdane en vir sy kinders en vir sy mense hierdie woorde. Wees gehoorsaam aan daai woorde. En dan sluit hy dit af om te sê, ek sal by julle wees tot die volëinding van die wêreld. Die koning sal ewig daar wees. Die volgende evangelie, soos wat ons hom in ons Bybel, in ons kanon het, sal Markus wees. Wat's Markus se laaste woorde? Wat's Markus se laaste woorde van Jesus wat aangehaal word? Markus 16. Toe het hy hulle beveel, gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Markus skryf oor Jesus as die lydende dienskneg. Die een wat gaan ly, maar wat die sondes van die wêreld op hom gaan neem. Dis waar Markus op inzoom en waarop hy fokus. En dan sê Markus uit sy wêreldbeeld uit vir die mense, oral, almal, die hele wêreld gaan verkondig die goeie nuus van verlossing tot jou sondes. Dit sluit niemand uit nie. Die lydende dienskneg het gesterf vir alle mense. Lukas se laaste woorde. Lukas 24, 47 tot 49. En op grond van sy naam moet bekering tot vergifnis van sondes aan al die nasies verkondig word. Julle moet by Jerusalem begin en van hierdie dinge getuig. En kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. Dis Lukas se closing line. Dis Lukas se weergawe van die toneel wat afsluit. Wat is Jesus se laaste woorde? Daar's vergifnis vir alle mense se sondes. Gaan vertel dit vir hulle. Gaan maak dit aan die mense bekend. En dan bring Lukas gelukkig so 'n bietjie iets anders ook by en hy sê maar dis gaan nie uit julle eie krag uit wees nie. Julle gaan krag ontvang. Nou waar het jy daai woorde al gehoor, julle gaan krag ontvang? Dit kom in Handelinge. Maar gaan nou daarby kom. Johannes 20 vers 21 tot 23, die laaste woorde van Johannes.
Nou hier moet ek net gou vinnig 'n disclaimer insit, want ek weet Johannes het 21 hoofstukke. En in Johannes 21 kry jy die gedeelte waar Jesus aan Petrus sy roeping bevestig, nê, waar hy 3 keer vir hom vra, Petrus, het jy my regtig lief? Maar is wyd bekend onder meeste van die eksegete en akademici dat Johannes 20 was eintlik die laaste hoofstuk van die boek gewees. En dat Johannes 21 eers later bygevoeg is as 'n tipe van 'n epiloog tot die boek. So, die laaste hoofstuk van die 4de evangelie, Johannes 20, sê Jesus die volgende: Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat Jesus het gesê het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Wie se sonde is julle ook al vergewe, God vergewe hulle dit. En wie sin julle ook al handhaaf, God handhaaf dit. Johannes sin is kort en kragtig. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Wat het die Vader vir Jesus gegee as mandaat toe hy hom aarde toe gestuur het? Dit was nie slegs net die redding nie, dit was nie slegs net die lyding nie, dit was nie slegs net die kruis nie. Hy het hom gestuur met die mandaat om te sê, bekeer julle, want die koningsheerskappy van God is naby. Jesus het gekom met 'n mandaat om te sê, bekeer julle, want daar is 'n ewige lewe en daar is 'n ewige dood. Johannes sê vir die disippels, Jesus sê vir die disippels in Johannes, reguit, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Dis jou opdrag. Dis wat jy moet gaan doen. Julle, en dan weet julle, in Handelinge 1 begin die eerste deel van Handelinge in elk geval weer daarmee. So ons het Matteus, Markus, Lukas en Johannes, 4 getuienisse, 4 evangelies wat eindig met dieselfde deel. Hierdie boodskap van verlossing moet julle in die wêreld gaan indra en dit is ernstig. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Dis nie 'n wanneer ek tyd het, sal ek dit gaan doen nie. Dis nie ek betaal die sendeling daar ver om dit te gaan doen, sodat ek dit nie hoef te doen nie. As jy jouself uitgee as 'n disipel en 'n volgeling van Jesus Christus, is dit jou opdrag. Is dit jou en my opdrag. En dan as ons 'n bietjie dieper kyk na hoe ongelooflik Jesus dit eintlik vir hulle gesê het. En ons sou in hulle skoene kon inklim en ons sou kon verstaan het wat is die konteks en wat is die erns waarmee Jesus dit vir hulle gesê het, dan sou hy vir hulle gesê het, dis 'n werkwoord. Die hoofwerkwoord van die hele opdrag, the Great Commission, die groot opdrag, is die woord maak disippels. Daai woord in die Grieks is nie net 'n gewone woord nie, dit is 'n werkwoord. Dit is 'n aktiewe woord. Dit is 'n opdrag wat jy moet gaan doen. Gaan maak disippels. Hy gee dit vir ons verder in soveel mooi terme en hy gebruik die woorde reg as Jesus sê, terwyl julle gaan. Dis nie net gaan sodat ek kan sê daar waar die sendelinge heen gaan, daar gaan hulle dit doen nie. Hierdie Griekse woord, die poriothentes, sê vir jou soos jy gaan, oral waar jy gaan, verkondig, roep tot bekering, help mense om te verstaan wat disippelskap beteken. So is dit die werkwoord wat maak disippels is. Ons het die woord gaan soos jy gaan. Oral waar jy gaan, is dit jou lewensopdrag. Dieselfde met die woord doop in Matteus 28 se teks. As jy net die woord doop in die Grieks kyk, dan kom jy agter hy sê deur hulle te doop. Deur hulle in te lyf in die gemeenskap van Christus. Deur hulle in te lyf in die genadeverbond in Christus in, as 'n teken om te sê, nou is jy deel van die genadeverbond. Die Heidelbergse Katekismes Sondag 26 en 27 sê dit so mooi vir ons, verduidelik dit so mooi vir ons, dat dit is 'n inlywing in die geloofsgemeenskap. Dis 'n teken om te sê, deur hulle te doop, soos jy gaan,
maak jy hulle disippels en hulle is deel van God se kinders. Hulle is deel van die waarvoor hy plek gaan maak in die hemel. Dis ons opdrag. En in die laaste woord wat ek net vir jou wil in konteks plaas, dat as jy na die Griekse teks daarvan kyk, is die didaskontes, deur hulle te leer. Jy doen dit deur hulle te leer ook. Dis nie losstaande daarvan nie. Nee, jy sê, ek kan hulle nie leer nie. Ek is nie 'n dominee nie. Al was nie toe dominees nie. Almal het geleer. En almal het mekaar geleer. En ons moet ophou met hierdie plek van, ek is nie goed genoeg om hulle te kan leer nie. Ek weet nie genoeg om hulle te kan leer nie. Nee. As ons as Moreletta Kerk en as geloofsgemeenskap van die Here sê, dit is die opdrag wat ons moet uitvoer, dan wil ons onsself vir daai opdrag kan toerus. En ons wil onsself vir daai opdrag kan bemagtig. Die Here gaan, nie ons onsself nie, die Here gaan. Maar ons kan nie meer in ons dag en tyd vandag sê, nee, ek kan hulle nie leer nie. Ek kan hulle nie doop nie. Ek kan hulle nie disipel nie. Want is eintlik hoe dit moet wees, dis 'n werkwoord. Gaan disipel mense. Soos jy oral gaan, disipel mense, deur hulle te doop, deur hulle te leer. Dis wat Matteus 28, 19 en 20 vir ons sê. En daarom moet ons vir onsself vra, hoe is ek besig met prioritisering in my lewe? Hoe is ek besig om my lewe in te rig, om myself te kan bemagtig deur te sê, soos wat ek gaan, is my grootste lewensopdrag en die grootste lewensdoel van hoe ek God gaan verheerlik, is om sy opdrag uit te voer. Wat is sy grootste opdrag? In al 4 die evangelies en die begin van Handelinge, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Handelinge 1 vers 8. Dis die start van die kerk. Dis die aktivering van die mense om te sê die Heilige Gees sal jou vervul en dan sal jy gaan. En soos jy gaan, sal jy disipel, deur te doop, deur te leer. Alles wat hulle moet onderhou. So as ek vandag na jou toe kom en ek sê vir jou, iemand het nou net tot bekering gekom. Iemand het hulle hart vir die Here gegee en die engele juig, Lukas 15 vers 10. Die engele juig vir elke sondaar wat tot bekering kom en die gemeente juig vir elke sondaar wat tot bekering gekom het. En ek bring daai persoon na jou toe en ek sê vir jou, disipel hulle. Weet jy wat om te doen? Want jy moet weet wat om te doen. Want dit is ons lewensopdrag. Dis die manier hoe ons die Here verheerlik. Dis die manier hoe ons vir hom eer gee en dankie sê vir die feit dat hy ons elkeen kom uitverkies het en gered het en dat ons eendag saam met hom in die hemel gaan wees. Dis die manier hoe ons dit doen. Want hy gee daarmee saam ook die belofte. Wie van julle het 'n 83 vertaling Bybel miskien voor jou oop? 83 vertaling by Matteus 28. Hy sê, moenie bekommer nie, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Ek is met julle, ek gaan saam met julle. Jy is nie alleen nie, jy hoef nie bekommerd te wees nie, jy hoef nie al die antwoorde te hê nie, jy hoef nie bang te wees nie, maar voer die grootste opdrag uit, wat Jesus se gravitas woorde was. Sy swaarste en belangrikste woorde was gewees, ek het 1 sin of 2 sinne om vir hulle te sê, voordat ek opvaar na die hemel en die wolke weggeneem word, wat moet hulle gaan doen? Dis dieselfde opdrag in al 4 die evangelies, dieselfde opdrag vir jou, dieselfde opdrag vir my, vandag nog. Soos ek gaan, is ek besig om mense bewus te maak van die koningsheerskappy van Jesus Christus. Is ek besig om vir mense te leer? Is ek besig om saam met hulle die lewe te doen, sodat hulle kan sien? Dit is wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Nie 'n verbruiker met 'n free ride nie. Nie iemand wat terugsit en sê, dankie Here, dat U my kom red het, ek gaan Sondag kerk toe gaan, en ek gaan hier kom sit, en ek gaan so nou en dan my kring bywoon, maar ek is eintlik met my eie lewe besig.
Daar's genoeg ander ouens wat die werk sal doen. Dis hoekom Jesus in Matteus 9:38 sê, bid vir die arbeiders, want die oes is groot en die arbeiders is min. Hier is die arbeiders vandag voor die Here. Hier het jy vanoggend kom aanmeld vir diens. Jy het nie vanoggend hier kom sit om te ontvang nie, want dan verbruik ek die kerk. En ek verbruik die Here se genade. Ek disipel nie. En ek weet ek klink baie keer soos 'n plaat wat vassak, die van julle wat my ken, maar disipelskap en verbruikerswese staan lynreg teenoor mekaar. Jy moet een kies, want jy kan nie altyd wees nie. 'n Disipel vra, Here, wat kan ek gee? 'n Verbruiker vra, Here, wat kry ek? As iemand in die kerk kom sit en hulle vra, wat kry ek hier uit? Verbruik jy. As iemand in die kerk kom sit en sê, wat kan ek gee? Wat kan ek doen? Waar kan ek help? Waar kan ek serve? Here, stuur my, gebruik my. En weet julle wat se ironie van dit alles? Is die oomblik wanneer jy die disipelskap mindset begin inneem en die verbruikers mindset begin agter jou los, dan gebeur die dinge in jou geloofslewe soos wat jy nog nooit gedink het dit kan gebeur nie. En dis nie 'n voorspoedsteologie lyn wat ek nou vir jou gegee het nie, want dan is jy in lyn met jou lewensdoel. Dan is jy in lyn met waarvoor die Here jou op hierdie aarde nog geplaas het om te doen. Want as dit nie die geval was nie, dan sou hy daai plek wat hy al vir jou voorberei het in die hemel, gaan volmaak het en jy sal die hemel toe gegaan het. So die feit dat jy vanoggend jou oë oopgemaak het, en die feit dat jy vanoggend asem kon haal, en die feit dat jy vanoggend hiernatoe kon gery het, beteken dat die Here nog 'n plan met jou lewe het. Dat hy jou nog wil gebruik. Dat hy vanoggend vir jou weer kom herinner, soos jy gaan, disipel. Soos jy gaan, maak die koningsheerskappy van God aan mense bekend. Soos jy gaan, wees die lig in die wêreld. Soos jy gaan, bring die hoop. Soos jy gaan, onderhou en leer hulle om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. Want wat gebeur alles in Matteus 28, 19 en 20? Kyk dit gou hoe mooi vat hierdie vers dit alles saam. Die ding waarmee Jesus begin in sy laaste woorde voordat hy opvaar na die hemel toe, is hy anker dit alles. Hy anker dit in sy gesag. Hy sê, alle mag op hemel en op aarde is aan my gegee, sê Jesus. Hy is die gesag in jou lewe. Alle mag in hemel en aarde behoort aan hom. So hy anker eers die woorde. Hy ground dit. Hy sê, hierso is dit die fondasie waarop dit gebou is. En dan gee hy die aksie. Dan sê hy, gaan dan nou en maak mense disciples. Matteus 28 en Markus 16 kry jy daai woorde. Dan wys hy hoe om dit te doen, die pad. Hy gee die pad, hy sê doop hulle en leer hulle. So hy sê ook vir ons hoe ons dit moet doen. Dan gee hy die krag. Dan sê hy, die krag kom van bo. Jy gaan dit uit jou eie krag uit doen nie. En dan gee hy die belofte. Sy blywende teenwoordigheid. Ek sal by jou wees tot die volëinding van die wêreld. Sien julle in hierdie twee verse, is dit soos 'n kern wat Jesus bymekaar bring. Want hy gee vir hulle die anker, die aksie, die pad, die krag en die belofte. Alles in daai twee verse. Ons het nie veel meer nodig nie. Ons het nie 'n 10-stap plan nodig nie. Robert Coleman het hierdie woorde van Jesus in Matteus 28, 19 en 20 in 'n boek gaan neersit, The Master Plan of Evangelism. En in daai boek van Robert Coleman, The Master Plan of Evangelism, dan vat hy eintlik nou hierdie bondige samevatting wat ek vir julle gesê het, en dan sê hy vir mense, don't overcomplicate it, want dit is nie so moeilik nie. Moenie dink dat dit net vir die geestelike elite is wat dit moet doen nie, dis vir elke disipel van Jesus om dit te doen. En dan maak hy dit prakties. Dan sê hy vir mense, wat het Jesus gedoen? Hy het 'n klein groepie mense gekies wie hy disipel het. Wie is die klein groepie mense in jou lewe wat jy kan disipel? Hy het vir hulle gesê, ek gaan die lewe saam met julle doen. Gaan saam met julle eet. Gaan saam met jou stokperdjies doen. Gaan die lewe saam met jou doen.
Want soos ons gaan ons mekaar beïnvloed en gaan ons op mekaar afsmeer. En dis wat Jesus gedoen het. Maar soos hy aan hulle afgesmeer het, het hy vir hulle iets geleer van toewyding. En hy het vir hulle gesê, dis hoe ek eintlik wil hê julle moet leef. Hierdie is wat ons nie doen nie, so bly weg daarvan af. Hierdie is wat ek wil hê julle moet doen. En daai mag en gesag wat Jesus vir jou ook gegee het in Matteus 28, dit is die mag en die gesag om in vertrouelinge se lewens van jou te kan sê, bly weg hiervan af. Moenie dit doen nie. Hou op waarmee jy hier besig is, want dit is nie goed vir jou lewe nie. Kom ons fokus eerder hierop. Jy smeer ook af aan mense wat jy disipel. En dan sê Robert Kalman dat binne daai eenvoudige soos jy gaan, beïnvloed jy mense en jy disipel hulle eintlik alreeds. Hy vra eintlik net die vraag, is jy besig om dit intentioneel genoeg te doen? En dis die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, want dit is nie so moeilik nie. Elke persoon vir wie jy 'n WhatsApp stuur en wie jy bystaan in 'n moeilike tyd, is jy besig met disipelskap. Elke persoon wat jy nooi vir 'n koffie en by hulle hoor hoe gaan dit met hulle lewe en hoe gaan dit met hulle geestelik, is jy besig met disipelskap. Elke keer as jy op iemand afsmeer en vir hulle vertel, die Here het hierdie en hierdie en hierdie die afgelope tyd in my lewe kom doen en ek prys hom daarvoor, is jy besig met disipelskap. So jy is eintlik klaar besig om dit tot 'n groot mate te doen. Die vraag is net, is ons intentioneel daaroor? Sê ons daardeur vir die Here, dankie dat ek die voorreg het om u groot opdrag te kan uitvoer. En dis waarmee ons as Moreletta Kerk mekaar wil help. Ons wil mekaar help om te sê, let's do it. Kom ons gaan intentioneel vir die grootste opdrag wat Jesus al gegee het en ons hou aan om dit te doen. Wie is daar wat die Here op jou hart druk om daartoe uit te reik? Wie is daar wat die Here op jou hart kom druk om te disipel? En ek moet jou uitnooi, as jy verdere bemagtiging nodig het, dan moet jy in wording kom bywoon. In wording gaan ons in einde Augustus en begin September kom doen, skryf in. Want daar, stap vir stap, vat ons mekaar deur die proses van disipelmaking. Daar sê ons mekaar, as dit Jesus se laaste woorde was, as dit Jesus se grootste opdrag is, hoe gaan ons mekaar help om soos ek gaan elke dag, dit reg te kry? Daar selfs inwording vir die next gen, want jy kan jou kind ook bring, laat jou kind ook geleer word van disipelmaking van 'n jong ouderdom af. Sodat ons nie ook eendag by ons kinders hoor, maar hoekom het die kerk dit nooit vir my geleer nie? Hoekom het julle nooit vir my gesê nie? As dit Jesus se grootste opdrag is, wat ons elke dag moet uitvoer, hoekom praat die kerk nie daaroor nie? Hoekom leer julle dit nie vir ons nie? Hoekom wys julle nie vir ons stap vir stap, wat gaan ek volgende doen en volgende doen en volgende doen nie? Dit is wat by inwording gebeur. So jy moet dit bywoon. As jy al inwording gedoen het, gaan ons julle in elk geval nooi vir 'n celebration en ons gaan praat oor die getuienisse en die mooi goed wat Jesus kom doen het in mense se lewens deur disipelskap. Maar as jy nog nie inwording gedoen het nie, dan moet jy dit definitief doen. Dis die belangrikste opdrag in ons lewens. En daarom wil ons tyd daarvoor gee. Ons wil opoffer daarvoor. Ons wil dit prioritiseer. En ons wil ons kinders dit ook leer. Sodat hulle kan groot word met daai wete. En laastens wil ek jou nooi dat as jy vanoggend hier sit en jy voel gen in jou hart nog nie reg om dit te kan doen nie. Jy voel nie waardig genoeg om dit te doen nie. Jy voel dalk jy weet nie genoeg om dit te doen nie. Jy sit vanoggend eintlik so 'n bietjie met 'n angstigheid hier in jou hart, want jy besef miskien aan die een kant dat dit is die koning se opdrag aan ons, maar jy voel nie heeltemal jy kan dit doen nie.
Wat dan in jou lewe moet gebeur is, jy moet gedisipel word. En moet dit asseblief nie sien as iets van ek is nou reg om te kan iemand disipel, of ek is nog nie reg nie, so iemand moet my nou eers disipel, maar ek wil jou vanoggend uitnooi, dat as daar iets in die pad staan, van dat jy nie voel jy kan dit doen nie, dan moet jy met iemand praat. Dan moet ons vir jou bid. Dan moet jy daai QR-code wat nou op die bord is, moet jy scan, sodat iemand by jou kan uitkom, en dit vir jou kan bid. En as ons nou hierdie slotlied gaan sing, gaan die mense hier voorkom staan met sulke geel bande om hulle nekke, sulke geel lanyards. En jy moet by een van hulle uitkom. Sodat hulle saam met jou 'n pad kan loop van disipelskap. Sodat jy in praktyk kan beleef wat dit beteken as iemand na jou toe uitreik en vir jou vra, waarvoor kan ek vir jou bid? Want ons wil nie net hê dat jy moet voel, ons verwag die hele tyd dat jy die een moet wees wat moet gee, en jy's dalk self te leeg, want jy ontvang nie noodwendig nie. Dit gaan albei kante toe. Ons het mense wat reg staan om vir jou te sê, waarvoor kan ek vir jou bid? Wat is hierdie situasie in jou gesin, of in jou huwelik, of in jou ouerskap, of in jou werk, of in jou finansies, wat ons vir jou voor kan bid? Dat ons jou koppie weer kan volmaak, sodat jy weer vir iemand anders dit kan gaan uitdeel, en kan gaan uitgiet. Dis waarvoor Moreletta Missions is. Moreletta Missions is daar om dit vir jou te doen. So as jy daai behoefte het, moenie skaam wees nie. Kom vorentoe en sê, Here, hier is ek. Ek wil in 'n disipelskap pad met iemand staan, sodat ek weer kan gaan gee. En ons as gemeente moet aanhou daarvoor bid. Soos ons nou gaan staan en hierdie laaste lied gaan sing, as jy wil vorentoe kom, gryp iemand om die nek aan daai geel lanyard en trek hulle een kant toe, sommer aan daai band, ons noem dit safety belts. Hulle het dit. Ja, daar bære hulle dit nou almal nou, want hulle is bang jy trek hulle aan die nek rond. Trek hom aan sy nek rond een kant toe en sê, hiervoor moet ons bid. En as gemeente tree in vir hierdie disipelskapproses. As gemeente, julle, is dit vir ons die kern van waaroor dit alles gaan. So bid vir inwording, bid vir die kursus wat kom in September, en nooi mense soontoe. Kom ons bid saam. Here, asseblief kom bevestig hierdie dinge as die kern vir Moreletta Kerk. Here, die manier hoe ons U wil verheerlik is deur om steeds U disippels op aarde te wees, wat verstaan waar die opdrag gaan. Wat verstaan wat dit is wat U van my wil hê. En Here, mag ons na vanoggend, as ons hier uitloop, nie weer vra, Here, wat wil U van my hê nie? Wat wil U moet ek doen nie? Want Here, ons weet die opdrag is duidelik. Uit Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge is die opdrag duidelik. Ons hoef nooit meer daaroor te wonder nie. Help ons as gemeente om meer intentioneel en aktief met hierdie groot opdrag besig te wees. Amen. Kom ons staan en ons sluit af. Got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you so I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Soos jy daar staan, wil ek vra dat jy jou hande sal oopmaak. En dat jy iets van die Here se teenwoordigheid sal beleef, van dat hy jou uitgekies het as sy kind. Dat hy jou wil gebruik en jou wil stuur na jou plekke van invloed toe. Dat jy vir die Here sal eer soos jy gaan. En dat jy sal weet dat hy jou gekies het met 'n baie spesiale plan om sy wil uit te voer. Amen. Julle, ek wil julle herinner, asseblief onthou vanaand se aanddiens saam met die matrieks dat ons hulle gaan uitstuur. Dis 'n spesiale dag vir hulle ook. En onthou asseblief al die nuwe lidmate in Miko Lounge, kom ons kuier lekker saam. Geseënde Sondag vir julle. Vloei deur my.